Welkom by episode 10 in ons reeks Familievreugde. Hierdie maand gesels ons oor God se seën op mense en gesinne wat regtig vir mekaar omgee en eensgesind saamwoon. As jy sou belangstel in my boek Familievreugde, kontak my gerus by info@avividlife.co.za. Nou die aand voor Jesus se kruisiging het hy vir homself, sy disippels en alle toekomstige gelowiges gebid. In hierdie laaste gebed, soos aangeteken deur die apostel Johannes, het eenheid Jesus se gedagtes oorheers. Met hierdie gebed verseël Jesus die nuwe gebod, wat hy 'n paar hoofstukke vroeër aan sy disippels gegee het. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Nou hierdie opdrag van Jesus word deur die apostel Paulus herhaal in sy ernstige pleidooi aan die gemeente in Efese om mekaar in liefde te verdra. En hiermee spoor hy Jood en nie-Jood aan, wat nou deur die bloed van Jesus tot volwasse eenheid verenig is. In 'n moderne analogie verduidelik Brian Bell dat die gemeente saamspeel as 'n nuwe span onder die leierskap van Jesus, hulle hoofafrigter. Die span se sukses word voortaan bepaal deur hoe goed hulle saamwerk en berus nie langer op individuele vertonings nie. Hierdie eenheid is menslik gesproke nie moontlik nie, maar word deur die kragtige werking van die Heilige Gees bewerkstellig. Ons moet dit net beskerm. Paulus verwys na gemeentelede as broers en susters en verstaan dat daar meningsverskille onder hulle sal wees. Hy beklemtoon egter dat hy van hulle verwag om dit vreedsaam op te los deur nederig, geduldig en liefdevol op te tree. Alles vrug afkomstig van die Heilige Gees. Mag die Here ons help om waarlik in hom te bly, sodat die wêreld kan sien dat ons sy disippels is. Net soos Paulus die kerk in Efese so mooi vra om te doen. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. In ons kreatiewe aktiwiteit hierdie maand moedig ek julle aan om 'n collage uit verskeie gesinsfoto's te maak en dit in A3 plekmaatjies vir jou tafel te omskep. Versier dit deur beloftes, gunsteling skrifverwysings en seëninge uit God se woord daarop te skryf. Mag dit tot groot seën vir julle kinders en kleinkinders wees. Van my huis tot joune, seënwense. Tot volgende maand. Totsiens.